omdat ons belangstel in jou. Omdat ons omgee, en weet jy boonbehalwe alles, dat daar 'n God is, wat omgee. En hy wil hê, jy moet dit weet. En daarom is ons so bly, dat ons vanmôre so om die woord kan staan, en die woord van die Here kan lees. En ek gaan nou vir u lees, wie die skrywers was, en dan gaan ek 'n paar dinge deurgee, en ek wil nou vra vir die volgende ou tydjie, bly by my. Want weet jy, geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. So God wil jou bou vanmôre. Kom ons lees. Hy sê vir die musiekleier, 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Kan u sê amen op dit? Hy sê my siel dors na God, na die lewendige God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van my God verskyn? Wat hy eintlik daar sê is, Here, wanneer gaan jy my gebed antwoord en my behoefte raak sien en vir my 'n antwoord gee? Jy moet nou onthou, hy praat nou hierdie seuns van Korag. En ek dink hulle praat so onder mekaar en dan sing hulle dit vir mekaar. Nou daar's 'n groot storie wat ek jou kan vertel rondom wat in die tempel gebeur het en wanneer mense so inkom en wat die sang aanbetref, ek kan dit nie nou doen nie. Maar nou sê hierdie ouens eintlik vir mekaar, jong, wanneer gaan God ons gebed antwoord? En wanneer gaan die Here ons behoefte raak sien en vir ons die uitkoms gee? Dan gaan hy verder en sê hy, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink, en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, en hoe dat ons hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. 6de vers. Wat buig jy jou neer, o my siel? En is jy onrustig in my? Hoop jy op God? Jy sien, hierdie ouens het hier te make met dit wat hulle sê, jong, ons kom na die aangesig van God toe. Luister nou mooi, en weet jy wat sê die Bybel? Dan kom daar mense en sê, jong, julle roep en julle vra, maar waar is julle God? Julle was nog nooit so stil nie. Maar dan kom hy by 'n deel en sê, ten spyte van dit, moenie my siel laat ek hom laat neerbuig in wanhoop nie, maar laat my siel sê, ek hoop op God. Sê bietjie saam met my, hoop op God. Tik die ou met jou elmboog so dat hy net wakker word en sy wakker word en sê, hoop op God, jong. Ag, party wil dit nie doen nie. Jy ontneem dalk hy ou. Sê net vir die ou langs jou, hoop op God, jong. Hoop op God, hoop op God. Jy moet hoop op God. Nou, ek gaan vandag met u praat oor hierdie hoop wat daar moet wees op God. Nou, wanneer 'n mens, hoor nou mooi, en u sal nou by my moet bly, want ek gaan nou vinnig deur 'n paar dinge gaan, dat geloof en hoop loop baie naby aan mekaar. Amen. Veral wanneer dit kom en betrekking tot die ewigheid van die God van my. Aardse hoop
Sal later dan dalk so daar verby gaan, maar ek wil vir jou sê, daar's 'n hoop wat die Bybel van praat. En daardie hoop wil ek sê, geliefde, loop baie naby aan jou geloof. Kom ek sê vir u. En ek gaan 'n paar dinge uithaal rondom hierdie deel van geloof en hoop, maar ek wil so begin net om vir u te sê, geloof sê, jy kan God vertrou met sy beloftes wat hy gemaak het. Maar hoop sê, ek sien met verwagting uit na wat God vir my gaan doen deur sy beloftes wat hy gemaak het. Wow! Jy gaan nie alles kan begryp nie, maar ek gaan my bes te probeer. Met ander woorde, ek kyk uit vorentoe na die antwoord en ek kyk uit na die uitkoms wat dit vir my en jou gaan bring. Amen. Dis hoop. Geloof wil ek sê, gryp God se beloftes aan en sê, God is daar en God kan. Maar hoop sê, ek wag met 'n versekerdheid op die vervulling van dit wat God beloof het. Halleluja. Kom ons gaan na Romeine 5. Ek sê hy so in die 2de en tot die 5de vers, ek lees net vir u. Hy sê, ons roem in die heerlikheid van God en die hoop in hom beskaam ons nooit nie. Wat beskaam nie? Die hoop. Die hoop. Met ander woorde, ons roem in die heerlikheid van hierdie groot God. Maar ons wil net sê, die hoop wat daarin is, in hierdie grootheid en heerlike en almagtige God, wil ek vir jou sê, sal jou as kind van die Here nooit beskaam nie. Wat kom Jeremia mee? Nou luister wat sê Jeremia, en ek lees vir jou uit Jeremia 11, en ons ken 29, die 11de vers, en ons ken dit eintlik almal baie goed. Hoor nou wat praat hy van die hoop. Hoor nou wat sê hy. Hy sê, want ek die Here God weet, watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here. Hoor nou wat sê hy. Gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n Wat? 'n hoopvolle toekoms. Met ander woorde, die hoop is daar, dat sê ek het geloof, ek weet God kan, maar wanneer het kom by die deel wat hy praat van die hoop, dan sê hy, jy het dit nog nie gekry nie, maar die hoop in jou God sê, ek het 'n plan vir jou lewe, amen. Ek het 'n doel met jou lewe, amen. Want jy sien, ek weet watter planne ek aangaande jou het, sê die Here, nie van onheil nie, maar om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek sê, my Here, come hell or high waters. Ek weet nie wat voorlê vir hierdie land, vir jou kinders en jou kleinkinders nie. Maak hulle in die vrese van die Here groot, geliefde. Come on, maak hulle groot in die vrese van God. Ons het vanmôre ons hande op daai 2 onderwysertjies gelê, wat daar agter besig is. Ons sê, daar's 'n groot verantwoordelikheid op julle. Hierdie kindertjies moet weet van Jesus. Hulle moet Jesus herken en hulle moet weet waar die eindbestemming is. Halleluja. Want weet jy wat? Daar's 'n hoopvolle toekoms vir elke man en vrou, seun en dogter wat op die Here hoop. Ek gaan vir julle 'n hoopvolle toekoms gee, sê die Here. Jong, kan ek net vir jou sê, God het jou hier vir 'n rede. Kan ek punt nommer 1 net vir jou sê, God het jou bepaal vir 'n tyd soos hierdie. Kan jy sê amen? God wou nie gehad het jy moet saam met oom Paul Creer leef nie. Hy het jou vir hierdie tyd besin. Amen. Hy het ons bestem, maar kom ek sê verder vir jou, hy het ook 'n spesifieke doel met jou lewe.
Jy moet weet, so seker as wat God jou in hierdie tyd hier gestel het, net so seker het hy 'n doel vir jou en my lewe. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Halleluja. Ek wil sê, man, jy het 'n ewige bestemming en hoop, strewe en reik uit na daai ewige bestemming. Halleluja. God het in jou die potensiaal belê om juis dit te bereik wat hy vir elke mens op hierdie aarde beplan het. En hoor my, as jy dit mis, dan is dit jou opinie en jou skuld en jou idees wat jou van God se paadjie afgekry het. God se potensiaal is, ek wil vir jou hoop gee, ek wil jou toekoms gee, en ek wil hê jy moet weet, daar's 'n eindbestemming wat die kerk van die Here binnekort gaan bereik, en daardie hoop mag in die kind van die Here nooit, maar nooit sterwe nie. Sê amen. Wie weet, God sê, hierdie woordjie hoop oor en oor. Ek gaan kyk in die Bybel, en weet jy, die woordjie hoop kom 170 keer voor in die Bybel. Nou wil ek vir jou sê, die Bybel sê, uit die mond van 2 en 3 sal wat? 'n saak vasstaan. Met ander woorde, uit die mond van 2 en 3, as God praat van hoop, 170 keer, dan dink ek die getuie van God deur die Heilige Gees is 'n ja na amen. Halleluja. Halleluja. Jy sien, God sê dit oor en oor, dat jy moet hoop op God. Kom ons lees Titus 2. En wat sê die Bybel daar? Titus, die 2de hoofstuk. En ek gaan vir u lees uit die 13de vers. Hoor nou, hy sê, terwyl ons die salige hoop, sê salige hoop, die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van wag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Met ander woorde, die kerk het nie net 'n hoop nie, maar die kerk het ook 'n salige hoop. Halleluja. Ek en jy het dit nog nie. Is dit waar? Ek en jy is nog nie daar nie, maar my hoop in die Here sal nooit, maar nooit beskaam staan nie. Halleluja. Hoor my. Ons hoop lê in Jesus. Ons hoop lê in hierdie tafel. Dit wat hy gesê het, hy sê, luister, ek gaan hierdie laaste keer sê daar in die oppersaal. Hy sê, ek het daar nou die laaste nagmaal gebreek. Hy sê, ek gaan dit nooit weer eet, totdat ek dit nie gaan eet saam met julle. Kom ek sê vir jou, ek en jy is nog nie daar nie, maar danksy die Here, ek kan vandag verklaar saam met jou, om te sê, weet jy wat, ons het 'n ewige hoop in die Here, ons is nog nie daar nie, maar ek en jy is op pad daarna toe, halleluja, en binnekort, ek gaan hierdie hoop, jy nie dele staan, waarby die Here sy genade aan jou en my gaan openbaar, halleluja, waar ons saam met Jesus dan aan die ander kant gaan sit en ons opnuut saam met hom hierdie tafel gaan geniet. Halleluja, dis die Bybel. Kom ek sê vir u, hoop bring vreugde en hoop bring blydskap. Kan ek 'n groot amen kry? Jong, die koortjie sê, this joy that I have, the world didn't give it to me. And that's why the world can't take it away. Man, die wêreld het nie vir my vreugde en blydskap gegee nie. Ek het dit vir jare probeer, om te kyk of ek nie iets daaruit kan haal nie. Maar kan ek net weer vandag vir jou sê, hierdie vreugde en blydskap wat kinders van die Here het, die wêreld het dit nie gegee nie, en daarom wil ek net weer vir jou sê, die wêreld kan dit nie wegneem nie. Dit gaan bly, dis daar. Halleluja, dis hier binne.
Jy sien, Jesus is ons ewige hoop. Hy het aan die kruis gesterf. Hy het die graf, die hel en die dood het hy oorwin. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Hy verdien ons beste. Hy verdien ons lofprysinge. Ons hoop, geliefde, is in Openbaring 19:16 wat sê dat hy is nog altyd die koning van die konings en hy is die Here van die Here wat mag bestaan. Halleluja, hy's daar en dit is hy wat dit gee. Halleluja. Nou kom Psalm 42 en dan sê hy, hoop jy op God. Hoop laat jou sing in die donker nag. Is dit nie waar nie? Want die hoop sê, ek weet, hy het beloof, dit sal so wees. Kyk hierna, jy weet, as jy kyk daar na Handelinge 16, dan kyk jy na die 25ste vers, dan kom ou Paulus en ou Silas. Ek meen, hulle stik in geslaan, Boeta, hulle sit in 'n tronke, hulle het boeie aan hulle hande, hulle sê hulle het hulle voete in blokke vasgemaak, maar terwyl hulle daar sit, toe kyk ou Paulus en hy sê vir Silas, ou broer, sit bietjie 'n koortjie in. Halleluja, en hulle sing in die middernagtelike ure, en hulle maak die naam van die Here groot, want jy sien, omstandighede het nie met hulle gepraat nie, maar hulle het 'n hoop in die grootheid van die Here God, dat hy is die koning van die konings, en hy bly die Here van die leerskare. Hulle weet dat God sal beskerm en uitkoms gee. Hoop is geloof wat uitkyk in die donker lewe. Wetende dat God nooit sal faal nie. Kom ek lees vir u hier in Romeine. Nou kom hy so en dan sê die Bybel, ek lees in ons ou vertaling, hy sê, ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Kom ek vereenvoudig gou vir u. Dit sê eintlik, daarom is ons baie bly en is ons opgewonde, want ons weet dat God se nuwe wêreld op ons wag. Daar sal ons sy heerlikheid sien. Met ander woorde, hy sê eintlik, jong, daar sal ons in hierdie dinge wat wag, gaan ons 'n uitkyk hê en ons gaan 'n goddelike hoop hê dat dit wat die Here gesê het en dit wat hy beloof het, sal so wees en dit sal so gebeur. Het jy geweet dat die eerste belofte van hoop is in Genesis 3 vers 15. Die Bybel sê daar, hy, dis Jesus waarna hy verwys, sal jou die kop vermorsel. Het hy op daai stadium die kop vermorsel? Nee, dit het 4000 jaar later eers gebeur. Maar weet jy, deur al die dele van die patriarge en die ouens en die profete, het hulle een ding geweet en een hoop gehad, en hulle het gesê, daar is iemand wat gaan kom, wat God gaan gee, en hy sal Satan se kop vermorsel. Jy sien, hier gee God die Vader vir ons 'n woord van hoop, al het dit 'n tyd gevat. Moenie laat mense weer vir jou sê, waar is jou God? Luister, my hoop is op God, sê die Bybel, met ander woorde, watch it. Hulle sê altyd, watch the space. Hallelujah, watch the space. Ek wil jou sê, my hoop is op God, en al sou die wêreld skreeu, waar is julle God? You watch this space, amen, want ek kan jou een ding sê, die hoop in die Here sal nooit beskaam laat staan nie. Jesus betaal aan die kruis, hy doen die werk, hy gee die oorwinning vir jou en my, en weer, hy het deur dit Satan se kop vermorsel, en die hoop wat hulle van deur die jare afgehad het, is vervul 4000 jaar later, dat
God het hoop gegee, dat die seun van die mens het gekom, om die kop van die vyand te vernietig. Halleluja. Deur Jesus se bloed het ons beheer, geliefde, oor die duiwels en oor die bose magte. Kom ek sê vir jou iets. Moenie dat Satan jou beheer nie. Beheer jy hom. Wat praat jy, pastoor? Jong, jy moet die Bybel begin leer, hoor. Jy sal moet begin verstaan wat God sê, otherwise you're gonna lose. Jy laat nie die duiwel jou beheer nie, jy beheer hom. Wat sê die Bybel? Kom ek vat jou na die Bybel toe, oor hierdie hoop wat ons het. Openbaring 12:11. En julle sal die vyand, hierdie dief en duiwel oorwin, deur wat? Deur die bloed van die lam. Met ander woorde, die bloed is daar. Hierdie bloed praat vanmôre. Hierdie bloed gee jou en my hoop, dat die duiwel nie op jou gaan trap nie, maar dat jy op die duiwel gaan trap. Pastoor, het jy skrif vir al hierdie goed? O ja, kom ek gee vir jou Matteus 16:18. Hy sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die hel en die duiwel sal dit nie oorweldig nie. Markus 16:17, wat sê hy? In my naam sal julle duiwels aanspreek, en hulle sal luister. Luister, kom ek sê vir jou, ek het baie paaie met duiwels gekom daar, en ek wil jou sê, ek het gou sien, hoe dat hulle in die naam van Jesus knakke en buige en vlugge in die naam van Jesus. Nie ander naam nie. Jesus se naam, ek wil jou sê, het oorwinning gegee. Wat sê Romeine 16:20? Kom ek gee vir jou. Hy sê, en Satan sal spoedig onder julle voete. Onder wie se voete? Onder my voete. Sê bietjie my. Dis julle voete verbrysel word. Halleluja. Jy sien, sonder hoop verloor jy, en word die lewe 'n woestynland. As jy nie hoop het nie, gaan jou blydskap verdroog. As hoop wegrake, gaan die verwoester begin oorvat in jou lewe. Halleluja. Jy sien, mense sonder hoop val in depressie. Al wat jy hoor is hoe dat hulle sing, uit dieptes gans verlore, en redding ver verdwaal. Waar hoop sy laaste spore in wanhoop het vergaan. As jy hoop verloor, gaan jy in hierdie dele staan. Hoor wat hierdie preker vir jou sê. Ek wil sê, onthou, jy is hier vir 'n rede. In 'n tyd soos hierdie, en God het 'n doel vir jou lewe. Moet dit nie mis nie. Ek vra jou mooi. Hierdie preke sal eendag voor jou staan. Voor die poorte van God. Dis hoekom dit belangrik is, dat ons om die woord sit, so gereeld as wat ons kan. Jy sien, hoop word gesteen deur hierdie onfeilbare woord van God. Ek sê hoop is dit nie daai, jy weet, 'n wishful thinking, soos die Engelse sê nie. Dis nie wat hoop is nie. Maar ons hoop, wil ek jou sê, is werklik. Ons hoop is ewig, en ons hoop is kragtig. Dit gee 'n glimlag terug op jou gesig. Dit sit vrede in jou harte, en met blydskappe is jy besig om jou reis voort te laat gaan. Staan op uit jou ellende, want ek wil hê jy moet weet, Psalm 42 sê, daar is hoop op God. Halleluja. Wat sê die Bybel? Jong, ek vat jou terug. Nou kom jy Romeine 4 vers 18. En weet jy, hierdie is goede wat ons vir die ouens op Bybelskole en op die geestelike groei dan leer. Jy weet, nou sê die Bybel, dis Abraham. Hy het teen hoop op hoop geglo. Wat beteken dit? Nee, ek weet, jy weet nie eers nie. Maar weet jy wat, ek gaan jou help, dis kom ons hier is. Hy het teen hoop op hoop geglo.
ek gaan kyk na hierdie dinge, en weet jy wat, kom ek sê vir jou, jy moet nou onthou, Abraham was op baie stadium 100 jaar oud. Tannie Sarah was 90 jaar oud. Met ander woorde, nou sê God, jong, daar gaan 'n kind wees. En dit gaan julle kind wees. En dan sê hy, teen hoop op hoop. Wat sê dit? Dit beteken eintlik, as alle hoop verdwyn het, bly daar nog altyd hoop in God. As al jou hoop wat jy het bymekaar gesit word, en jou verstand sê vir jou, en die beste prediker is mos altyd die duiwel, en dan vertel hy jou, luister, that can never happen, as long as there is a God in heaven, I will tell you, it will happen in the name of Jesus. Hallelujah, dit sal gebeur. Ek wil jou sê, as alle hoop tot niet is daar altyd hoop in God. Al sê die wêreld wat. Wow. Ken julle iets van country en western musiek? Hallo. Jong, dit was baie populêr aan my tyd. Ek ken tot vandag van die liedjies. Ek sê gister vir my vrou, weet nie of ek dit nou maar noem nie, maar ek gaan dit nou maar sê, jy weet. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Tomorrow is time to die. Eerder dit bou 'n ou daarom op, hè. Ek wil vir jou ook sê, hang down your head, man. Want daar's baie ouens wat in hierdie dinge lewe. Weet jy wat? Ek hoor iemand sê dit. Hy sê, weet jy, as jy country en western music agteruit speel, weet jy wat gebeur? Dan kry jy weer jou werk terug. Jy kry weer jou vrou terug. Jy kry weer jou huis terug. Jou bakkie kom weer terug. En weet jy wat? Jou hond kom weer huis toe. Speel hom net in reverse keer. Want eintlik lyk dit vir my, daai ouens verloor alles. Maar jy hang so, hey, so wonder ek het hierdie koortjie weer, hoop op God. Hoop op God. Halleluja, hy is daar vir ons. Wat is die verskil tussen hoop en optimisme? Kom ek help jou. Jy sien, optimisme is wensdenkery. Dis om in 'n droomwêreld te wees. Dis om ligkasteeltjies te bou. Dis optimisme. Dit is onvas en dit is 'n moggetroffe besigheid. Ek hoop dit sal daar uitkom, maar ek het geen sekerheid nie. Weet jy wat is hoop? In die Here, hoop in die Here is geloof in aksie, om te weet, daar's 'n God wat sy beloftes vir ons gegee het, en te weet wat God in die verlede gedoen het, sal hy weer vir jou en my doen. Halleluja kerk, halleluja kerk. Wat God in die verlede, man, ek lees mos die Bybel. Ek kyk mos na die dinge van die Bybel. En dan sien ek wat God daar gedoen het. Ek wil jou sê, daar by Moses en Abraham en die rigters by Barak en Esther, en dan lees ek hulle, en sê ek, weet jy wat, daai God is die God wat my ook gaan help. Ek het hoop, omdat God hulle gehelp het, dat God my en jou en die kerk sal help. Gee die Here eer as iemand dit glo. Halleluja, halleluja. Wat is jou hoop as jy die dag sterf? Wat so hoop is daar? 1 Korintiërs 15:22. Ek haal aan, hy sê net soos Jesus uit die dode opgewek is, sal ons ook lewe. Is jy al dood? Nee, maar verwag jy 'n hemel? O, dis hoop.
Met ander woorde, Jesus sê, julle moet nou mooi kyk, net soos ek uit die dode opgewek is, en ek lewe, hoor nou mooi, dan wil ek hê, julle moet weet, daar's 'n hoop in my, dat julle sal ook lewe. Ons hoop in die Here is 'n waarborg, dat ons vir ewig sal lewe. Wat sê die Bybel? Johannes 11:25, wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Wat jou hoop? Wat jou hoop? Jy sien, God sê, moenie worry oor die dood nie, maar as jy sterf, daar's 'n hoop, wat ons in die beloftes het, dat God sal dit laat waarkom. Kom ek sê vir jou, jou laaste asem op hierdie aarde, jou laaste asemhaling, sal jou eerste wees in die hemel. Halleluja, come on. Johannes 14:19, hy sê, omdat ek lewe, sê Jesus, sal julle ook lewe. Jesus sê vir Johannes op Patmos, dan kom hy daar in Openbaring 1:18, dan sê hy, hey, ek het die sleutels van die dood en die doodryke. Weet jy wat sê dit vir my en jou? Ek en jy het 'n hoop, dat aan die einde, wanneer die dood sou intree, dat daar is iemand met 'n sleutel, sy naam is Jesus, en hy die prys betaal, en kom ek sê vir jou, hy gaan die sleutel vat, en sê, laat hulle uit, want weet jy wat, die dood sal ons nie kan hou nie, want ek het 'n belofte en ek het 'n hoop in die Here. Wow, sorry dat ek so 'n bietjie opgewonde raak. Luister, ek wil hê jy moet weet, Christene, hoor nou wat ek vir jou sê, Christene, sê Christene, sê kinders van God, sê ware kinders van God, is die enigste mense wat 'n toekoms het, wat 'n hoop het, dat as ek hierdie aarde los, dat daar vir my iets beters wag. Dis die enigste mense op aarde, wat 'n hoop vir die toekoms het. Hierdie wêreldse ouens, hulle het nie 'n hoop nie, hoor. Kom ek jou vertel, hulle word gryser by die nag. Hulle kan alles in beheer hê, maar ek wil net sê, hoor my kerk, kan ek dit vir jou sê, die beste lê nog voor. Ek sê die beste lê nog voor. Waar jou hand so, sê, o Here, die beste lê nog voor. Jy sien, alle profesieë is vervul, en volgens dit wat die Bybel sê, is die volgende hoop wat ek en jy het. Die volgende hoop lê by die wegraping. Jy sien, alles is gedoen wat die Bybel gesê het, gedoen moet word. Alles is vervul deur die profete, tot op die wederkoms en die wegraping van Jesus se bruid en sy kinders. Kom ek sê vir jou, we are going to a city where the roses never fade. Amen. Hy sê in Afrikaans, wil ek dit sê, ons gaan na 'n stad waar blomme nie verwelk nie, waar daar nie 'n goodbye is nie, of 'n tot weer siens nie. Daar is nie trane nie, daar is nie siekte nie, daar is nie bekommernis nie, dit bestaan nie. Die ou digter skryf dit so, en ek dink as ou Jimmy, hy sing het, hy sê, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Kom ek sê dit in Afrikaans. Wanneer ons daar vir 10,000 jaar al sal wees, helder skynend soos die son, sal ons God se lof nie minder besing as op die dag toe ons daar begin. What a day that will be. Weet jy, die grootste familie-reunie gaan daar plaasvind. Halleluja. Het jy al iemand verloor in die dood? Jou pa en jou ma, miskien 'n broer en sussie. Luister, dan wil ek sê, ek kyk uit om my pa daar te sien, en my ma daar te sien.
en my boetie daar te sien, en my sussie daar te sien. Luister, en miskien as jy 'n kind het, wat ook daar is, kyk uit. Kyk uit. Jou hoop moet sê, ek gaan hulle daar kry. Maar weet jy wat? Die duiwel kom en dan preek hy mos vir jou en my, dan sê hy, maar pastoor, weet jy dan nou nie? Kom ek sê vir jou, los jou maar. Kry jou oog op die Here en sê, my God, ek het 'n hoop om my geliefdes daar te kry. Kan ek 'n amen in hierdie plek kry? Come on. Moenie sê maar nie. Maar is van die duiwel baie keer. Ek wil jou sê, my God sal sorg. Hy sal paaie uitwerke. Hy sal besluite. En al wat ek en jy moet doen, is om in die dele te staan om te sê, Here, ek hoop dat hulle is daar. Ek kyk uit met verwagting, want die belofte sê, ek het 'n groot God wat by my staan en wat by my skuil. En ek weet, Here, as ek hoop, dan hoop ek op God. Come on. Johannes 14. Wat sê hy daar in die 2de en die 3de vers? In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. As ek klaar is, dan kom ek. En dan gaan ek julle neem, ook daar waar ek is. Wow. Ek sê, dis daarom 'n hoop in God wat ons kan hê, is dit nie waar nie? Hierdie is 'n hoop van die belofte wat hy gemaak het. En weet jy wat? Dis 'n belofte van 'n hoop wat ek en jy besit, dat hy vir ons die ewige lewe gaan bewerk. Dat daar iets beters wag, maar pastoor, vergeet die maar. Ek kyk na die hemel, ek het my boetie ook geken, ek het my sussie ook geken, ek het eenslag by 'n plek ingeloop in 'n woonstel, waar hulle was, hulle twee. Ek wil jou sê, toe lê die drankborrels die wêreld vol, het lyk soos 'n een of ander hok waar hy inloop. Ek wil nou nie sê wat so hok nie, maar in elk geval, toe lê hulle albei, hulle weet nie as ek was daar nie, hulle weet ook nie ek is weg nie, want weet jy wat, hulle was uitgepaas met al die dinge. Ek wil jou net een ding sê, my vriende, luister, in die huis van my Vader is daar wonings, en weet jy wat, ek weet nie wat op hulle sterfbeddens gebeur het op die ou end nie. Ek weet my broer het my gebel 2 weke voor sy dood, toe sê hy, ou Beck, jy moet my kom sien, toe huil hy. That was a time to meet God. Ek wil jou sê, luister my geliefde, moenie maar nie. Kyk jy na God en sê, o Here, ek wag vir my kinders en my pa en my ma en my oupa en my ouma en wie hulle ook al mag wees. Luister, dis hoop in God op die beloftes wat hy gemaak het. O, kan ek vir jou dit so sê? You must pray up and you must look up and you must back up, for we are going up. Ons is op pad, ou manna. There's a whole lot of people going home. Ek wil sê, if you want to stay, stay. Maar ek gaan my beste in die Here doen om dit te maak. Wie gaan saam? Wie gaan saam? Come on. Hierdie gehoor, ag heerlikheid mense. Ons moet dit maak. Oor die TV-kamera, wanneer hierdie program uitgesit is, meneer, mevrou, ek praat ook met jou oor die kamera, dat jy dit moet maak in die naam van die Here. Hoop op God. Hoor nou wat sê Paulus, 1 Korintiërs 1:21, en ek lees oor wat sê hy. Ek kom met hierdie woorde, en ek gaan dit net vir jou deurgee, wat sê hy daar, 21ste vers, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie. Wie het hom nie geken nie? Die wysheid van die wêreld het God nie geken nie, het God het behaag om deur die dwaasheid van hierdie prediking, wat vir baie ouens soos 'n storieetjie klink, vir hulle wat glo, sê die Bybel, om hulle te red. Halleluja. Hoor my.
Die evangelie van Jesus is eenvoudig. Amen. Dis 'n eenvoudige evangelie, mense. Dis nie vir die teoloë gegee en vir die professors en vir die deel van jy weet die ouens met die doktersgrade. Luister, skrifgeleerdes, en ek wil sê sonder die Heilige Gees weet hulle in elk geval niks. Amen. Weet jy, ek het 'n ou gehad hier in hierdie kerk, en ek gaan 'n lang storie kort maak. Hy kom by my, hy sê, pastoor, ek wil ook nou so graag 'n pastoor word. So, hy sê, en ek het nou 'n plekkie gekry daar iewers, maar ek gaan nou nie vir julle sê waar nie. En hy koop die kerkie, en ek sê vir hom, well, bless jou, as jy wil, doen dit, jy weet. En hy gaan, en ek sê, die pastoor van die kerkie. En toe kom hy net 'n rukkie later by my toe sê, ek wil net vir jou sê, ek is nou 'n dokter. Toe kom hy 'n rukkie later toe sê, nee, hulle het my nou aangestel as 'n professor. En toe net 'n rukkie later, toe los hy sy vrou en hy loop weg met 'n jong meisie. Regtig? Regtig? Jy weet, daai meisie wat op die trein geloop het, gery het, sy kom tot bekering, en nou sy so by die trein, nou sit daar 'n oomie met sy bril so op sy neus soos ek. En nou kyk sy so vir hom, en sy sê, oom, het jy al Jesus in jou lewe aangeneem? Hy kyk haar so, hy sê, dametjie, ek is 'n teoloog. Sy sê, oom, maar, sê vir my, het jy al jou lewe vir Jesus gegee? En hy kyk haar, hy sê, dame, ek is 'n teoloog. Sy sê, maar oom, weet jy wat? Jesus is lief vir jou, hy wil jou hê. Sy sê, dametjie, ek is 'n teoloog. Sy kyk hom so, sy sê, oom, ek weet nie wat dit is nie, maar Jesus kan jou ook daarvan red. Don't get a big shot in life. Moenie 'n groot, luister, die Bybel sê, hierdie evangelie, wat so eenvoudig is, het hy vir die dwaasheid weggeneem, laat mense in die dwaasheid van dit wat redde kan staan, die wyses het hy dit weggeneem, dat ek en jy 'n eenvoudige evangelie kan hê, wat ons kan lei tot by die poorte en by die dele van die hemel. Halleluja! Jy sien, hierdie evangelie is wat jou uit die duisternis na die lig toe kry. Sê amen. Ek sê dit kry jou uit 'n ou lewe na 'n nuwe lewe. Ek sê dit, ek gaan jou van onsekerheid na versekerdheid toe vat. Ek sê dit gaan jou uit die dood uithaal en jou in die lewe sit. Halleluja. En so weet jy dat redding is waar, verlossing is waar, en die hemel is waar, en dit, my geliefde, is ons ewige hoop wat ons het. Hoor wat sê Spreuke, en ek gaan klaar maak. Spreuke kom met hierdie woorde, en dan sê hy in die eerste hoofstuk, en dan sê hy daar in die 7de vers, Spreuke, laat ek dit net kry, en dat ek iewers dit verloor. Maar in elk geval, ek gaan dit gou vir u soek, en dan gaan ek dit lees, hier so is hy. Ok, hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, en sotte verag die wysheid en die tug. Ek gaan dit eerder nie uit my Bekkymans vertaling gee nie. Maar ek gaan eerder maar net sê wat sê die Bybel. Kom ek lees weer, die vrees van die Here is die beginsel van kennis en wysheid. Maar dan sê hy, maar sotte verag die wyshede en die tug wat God daar gestel het. Jy sien, geliefde, wysheid sê nie alles nie. Dis die hoop in God wat alles sê. Jy sien, mense kan alles weet van rotse, maar hulle ken nie die rots van die eeue nie. Ag, kan ek harder amen kry? Ek meen, is hy nog hier? Ek sê, jy kan alles weet van rotse, maar hulle ken nie die rots van die eeue nie. Kan ek 'n beter amen kry as dit?
Luister, hulle kan alles weet van lig, maar hulle ken nie die lig van die wêreld nie. Ek sê, hulle kan alles weet van sterre, maar hulle het nog nooit die ster van Bethlehem ontmoet nie. Ek sê, hulle kan alles weet van die son, maar hulle ken nie die son van geregtigheid nie. Hulle kan alles weet van argitektuur, maar die argitekke van die nuwe Jerusalem het hulle nog nooit geontmoet nie. Jy kan alles weet van bakkerij, maar hulle ken nie die brood van die lewe nie. En ek wil sê, jy ken alles van waterboordalke en van damme en riviere, maar die fonteine van lewende water het jy nog nooit ontmoet nie. Halleluja! Come on, gee die Here eer in hierdie vergadering. Ek maak finaal klaar. Hoop is nie wensdenkery nie. Dis 'n vaste vertroue dat God hierdie beloftes gaan vervul. Dis hoop. Dis hoop. Ek het dit nog nie. Waar is jou God? Ek het al mense gehoor van hierdie goed. As jy Bekkemans op sy voete wil hê, dan kry jy van daai goede. Waar is jou God? Man, luister, weet jy wat? Moenie jy worry nie. Ek hoop nog altyd op God. En al vat hy 'n week, al vat hy 'n maand, al vat hy 'n jaar, al vat hy 10 jaar. Ek sê Abraham en Isa en Sarah het geen hoop gehad nie, maar hoop op hoop het hy geweet, as daar geen hoop meer is nie, is God nog altyd my hoop. Halleluja! Korag seuns, hulle sing dit vir mekaar en hulle sê, as hulle vra, waar is jou God? Dan moet ons net vir hulle sê, ons hoop is nog altyd op God. Over en out. Geloof, wil ek sê, is 'n vaste vertroue op die onsienlike. Hoop is 'n vaste vertroue op die beloftes wat God gemaak het. Kan ek nog vir jou sê, geloof is om te weet God kan en God sal. Maar hoop is om aan te hou totdat dit gebeur. Gee die Here 'n bietjie eer in hierdie plek. Hoop neem God se beloftes in besit. Ek sê hoop neem God se beloftes. Psalm 42. Hoop jy op God. Steek jou hande so op, buig jou hoof so oomblikie, bid net sê, o Here, Here God, Here my God, Here, ek weet, daar's baie dinge in hierdie lewe. Ek weet nie, as jy dit nie wil vat nie, vat dit nie. Maar as jy dit wil vat, sê Here, hier is ek. Ek vat die beloftes, want dit is my hoop dat daar 'n God is en hy die antwoorde op my beloftes gaan gee. Halleluja. Sakandalaba. Ek wil hê jy moet net so 'n bietjie bid. Ek wil hê jy moet net so 'n bietjie indrink. So 'n bietjie indrink, jou seer, jou pyn, jou dinge wat daar is. Luister broer, my sussie, my vriend, my vriendin. Ek wil vir jou sê, daar's hoop in God. Here, U help, U dra deur. Ons het die antwoord, ons het die uitkoms, ons het die lewe en die voorsiening in die naam van die Here. Halleluja. Ek wil hê, U moet net so 'n aanbidding bly, sit daai liedjie aan. Halleluja. Luister na hierdie woorde. As jy kan, prewel dit saam, maar sit net so. Halleluja. Dankie, Here. Roep op God, Hy laat jou nooit alleen nie. Steek jou hande so op. Here, net so. Hy is die rots, Hy is die rots waarop ek staan. Dankie, Here. Al vir die storms, ek vrees nie meer nie. Yes. My hoop is vas in Christus my Heer. Daar's mense wat opstaan, as jy dit wil doen, kan jy.
Hoop op God, hy laat jou nooit alleen nie. Vat het, Hy is die rots waarop ek staan. Al vir die storms ek vrees nie meer nie. My hoop is vast in Christus my Heer. Hy laat jou nooit alleen nie. Hy is die rots waarop ek staan. Al vir die storms ek vrees nie meer nie. My hoop is vast in Christus my Heer. Hoop op God, hy laat jou nooit alleen nie. Dankie, Here. Hy is die rots waarop ek staan. Ja. Al vir die storms ek vrees nie meer nie. My hoop is vast in Christus my Heer. Ons gaan die nagmaal bedien en dan gaan ek hierdie liedjie, die tweede ene, tel die noot so bietjie op. Maar dan gaan ek hom nou vir u speel ook, terwyl ons die tafel van die Here luister mense. Ek sien hoe dat mense trane afvee en hoe dat mense hierdie indring. Maar weet jy wat? Is omdat ek en jy weet, daar is nie 'n ander antwoord nie. Daar is nie 'n ander oplossing nie. Dis net die hoop wat hierdie Korag seuns gehad het, om te sing, al vra die wêreld wat, al skreeu hulle wat. Dan wil ek nog sê, ons hoop is op God. Wanneer jy hierdie beker en hierdie tafel gebruik, moet dit nie met sonde doen nie. Bely jou sonde, kry dit klaar. Maak klaar met sonde, maak klaar met gewoontes, maak klaar met hierdie dinge. Moenie 'n oordeel oor jou eet, sê Korintiërs nie. Maar wanneer jy nou kom en sê, o Here, my hoop is dat daar 'n God is wat my red nou. Ek sê hy red my nou. Kan ek hande sien in hierdie plek wat sê, Here, U is daar vir my. U is daar vir my, U help my nou. Ja.